Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor gebed of versoeking. Gebed of versoeking, en ons skrifgedeelte vanoggend is uit Lukas 22 vanaf vers 39 tot en met 53. Lukas 22, 39 tot 53. Maar as ons dan nou die woord van God oopmaak, kom ons maak eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, dankie vir die voorreg om U Vader te mag noem. Dankie vir die voorreg om U te mag groet vanoggend. Dankie vir die voorreg om by U voete te sit en te vra, leer ons, Here. Vader, ons vra dat U hierdie woord vir ons vanoggend weer sal oopbreek, dat ons geopende ore het om dit te hoor, maar meer nog dat ons geopende verstand sal hê om te verstaan, Here, en dat U dan ons voete sal lei om hierdie boodskap op ons lewens toe te pas en uit te leef en uit te dra. Here, en ek vra dat U elkeen sal seën wat na hierdie boodskap luister vanoggend op 'n spesiale manier, en dat U my ook sal seën deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan nou God se woord vanaf Lukas 22 vanaf vers 39. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid: "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom: "Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen?" Toe die wat saam met Jesus was sien wat gaan gebeur, vra hulle: "Here, moet ons hulle met die swaard aanval?" Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê: "Hou op daarmee." Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het: "Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans." Ons lees tot sover. Mag die Here sy woord weer eens ryklik aan ons seën vanmôre. En geliefdes, ek glo ek het al voorheen vertel van hierdie herhalende drome wat ek gehad het oor die feit dat ek in 'n universiteitsklas is, laat in die semester, en dan besef ek skielik dat ek nie die klas bygewoon het nie. En 'n groot eksamen lê voor en ek is nie voorberei nie en is nou te laat om voor te berei. En ek dink ander mense het ook soortgelyke drome gehad, en dan daar 'n ander weergawe van die droom is wanneer dat ek al gedroom het dat ek as pastoor Sondagoggend by die kerk kom en skielik besef dat ek veronderstel is om te preek en ek het nie voorberei. En dan tree paniek in. En gelukkig gewoonlik rondom daai punt word ek gewoonlik wakker en dan is ek baie verlig dat dit net 'n droom was. Maar niemand hou regtig van toetse of moeilike situasies nie, maar die een ding erger as 'n toets is om nie daarvoor voorberei te wees nie. Of jy nou op skool is of toetse is 'n onvermydelike deel van die lewe. In die werklike lewe, anders as op skool, word toetse dikwels sonder waarskuwing op jou afgedruk. Jy gaan vir 'n roetine ondersoek en die dokter lyk bekommerd en hy sê ons moet 'n paar toetse uitvoer. Dan kom die nuus terug: kanker. Of jy gaan werk soos gewoonlik en die baas roep jou kantoor toe
En dan verduidelik hy dat die maatskappy 'n sekere aantal werkers moet afdank, en skielik is hy sonder werk. Telefoon lui, en jy verneem dat 'n geliefde in 'n ongeluk dood is, of op 'n ander manier gesterf het. En ons kan hierdie voorbeelde seker vermenigvuldig. Maar die vraag is, hoe berei ons voor vir hierdie onaangekondigde toetse, sodat ons die toets sal slaag en nie dryp nie? Hoe kan ons gereed wees sodat ons volhard en selfs triomfeer en nie deur die lewe se beproewings uitgewis word nie? In ons teksgedeelte vanmôre staan Jesus en die disippels op die rand van die hoogste toets van hulle lewe. Voordat die nag verby was, sou Jesus verraai en gearresteer word en teen die volgende oggend aan die kruis vasgespijker word. En die disippels sou verstrooi en bang en verward wees met Petrus wat openlik die Here verloon het. Jesus was voorberei en het die toets geslaag. Die disippels was onvoorberei en hulle het misluk. Maar vir 'n buitewaarnemer wil dit voorkom asof die disippels voorberei was vir die toets van daardie aaklige aand, maar dat Jesus nie was nie. Die disippels het gespog met hulle sterk toewyding om Jesus te volg, selfs tot die tronk en die dood toe, soos ons in vers 33 gesien het. Hulle was nie angstig of benoud nie, maar hulle was kalm genoeg om te slaap. Maar Jesus, en ek praat nou hier vanuit die perspektief van 'n waarnemer van buite, nie uit God se perspektief nie. Maar Jesus het soos 'n emosionele wrak gelyk. Hy was uiters benoud en ontstel, selfs tot die dood toe, sê Markus 14 vers 33 en 34 vir ons. Hy was in soveel angs dat sy sweet soos bloeddruppels geword het, soos ons in vers 44 gesien het. En hy het hard en met trane gehuil, sê Hebreërs 5 vers 7. En jy sou dink as jy kyk dat die disippels voorberei was en dat Jesus besig was om uitmekaar te val. En tog was die disippels op die punt om vreeslik te misluk. En Jesus was op die punt om die grootste beproewing wat enige iemand nog ooit moes verduur, met oorwinning te verduur. Maar wat het die verskil gemaak? Geliefdes, as ons nie bid soos Jesus gebid het nie, sal ons in versoeking val, soos die disippels geval het. Jesus het vir die disippels gesê, bid sodat julle nie in versoeking kom nie. En hy het dit herhaal, dis belangrik, in vers 40 en weer in vers 46. So ons het hierdie opsies, een van twee opsies, bid of kom in versoeking. En die menslike geslag het oorspronklik in versoeking en sonde in die tuin geval. En Jesus, die laaste Adam, het versoeking weerstaan en die vyand in die tuin van Getsemane oorwin. As ons die beproewinge en versoekings wat ons tref wil oorkom, moet ons by ons Here leer hoe om te bid soos hy gebid het. Maar eers wil ek net 'n woord sê oor beproewinge. Die beproewinge wat ons in die gesig staar kan of 'n toets wees wat ons versterk, of dit kan 'n versoeking wees wat ons in die steek laat. En elke beproewing wat ons in die gesig staar is of 'n toets van ons geloof, of 'n versoeking wat ons geloof kan laat misluk, afhangend van hoe ons dit hanteer. In Jakobus 1 vers 13 tot 14 sê vir ons dat God niemand tot boosheid verlei nie, maar eerder ons word versoek wanneer ons meegevoer en verlei word deur ons eie sondige begeertes. So ons kan God nooit blameer vir ons eie ongehoorsaamheid en sonde nie. Maar die skrif sê vir ons ook dat God sy dienaars toets, en ek kan vir julle 'n lysverse gee. Genesis 22 vers 1, Deuteronomium 8 vers 2, en weer vers 16, Deuteronomium 13 vers 3, 2 Kronieke 32 vers 31, Job 1 vers 8 tot 12, Psalm 11 vers 4 en 5, Psalm 66 vers 10 tot 12, en die lys kan nog aangaan. Maar God gebruik toetse om ons te verfyn, om ons geloof te versterk, om ons liefde vir hom te verdiep en om ons te leer om hom te gehoorsaam, ongeag wat dit kos. Gaan lees gerus Hebreërs 5 vers 8, en Jakobus 1 vers 2 tot 4, 1 Petrus 4 vers 12, 1 Petrus 5 vers 8 tot 10. En hierdie selfde beproewinge kan of 'n versoeking wees om te sondig as ons aan die vlees toegee, of dit kan 'n toets wees om ons te versterk as ons in die gees wandel.
Want Satan probeer om die beproewinge wat ons steek om te gebruik om ons tot 'n val te bring. En God wil hulle gebruik om ons te versterk en te vestig. Dit is soos die verskil tussen die wat die program ken, Top Gear, wat 'n motor toets en die vervaardiger wat dieselfde motor toets. En Top Gear se doel is om te bewys dat daar fout is in die motor en dat dit ongeskik is vir die mark en dat en hulle toets die motor om te kyk of hy nie kan breek nie. En die vervaardiger se doel is om te bewys dat die motor die mees ernstige toestande kan verduur sonder om te misluk. En dan wys hulle dit uit die toets deurstaan, maar totdat die motor getoets is, weet jy nie verseker hoe dit onder moeilike omstandighede sal presteer nie. Om nog 'n voorbeeld te gebruik, as ek vir jou sê dat my kinders gehoorsaam is, dan kan jy vir my sê, wel, bewys dit. Dan sê kinders, eet julle roomys, en dan gehoorsaam hulle met groot vreugde. Maar jy sou reg vir my kon sê, dis nie 'n toets wat van hulle gehoorsaamheid nie. Dit het niks bewys nie. Die ware toets sou wees as jy vir hulle sou sê, eet jou spinasie of maak jou kamer skoon. As hulle daardie toets vrolik gehoorsaam het, sou jy met reg kan sê, ek het gehoorsame kinders. En julle sien, ons is te alle tye onderworpe aan verskeie toetse en versoekings as gevolg van die wêreld en van die vlees en van die duiwel. Maar sommige tye is meer intens in terme van versoeking. En wanneer die wêreld of die vlees en die duiwel almal in dieselfde situasie op ons indruk, dan is ons in ernstige geestelike gevaar. En hierdie uur wat veral Jesus en die disippels in die gesig gestaar het, was juis onder die mag van die duisternis, soos ons in vers 53 sien. En Satan wou God se verlossingsplan vernietig deur Jesus te versoek om die kruis te vermy. En die Joodse leiers wat die wêreld verteenwoordig, wou van Jesus ontslaa raak, sodat hulle in hulle plek van mag en aansien kon voortgaan. So daar was interne versoekings wat Jesus in die gesig gestaar het, wat die kruis vir hom laakbaar gemaak het. Die disippels het met vrees en verwarring geworstel. So hierdie was dus 'n uiters intense beproewing. Maar Jesus is ons voorbeeld oor hoe om te volhard, en die disippels is ons negatiewe voorbeeld van wat om te vermy. En dan wil ek sê dat net soos Jesus gebid en versoeking weerstaan het, so moet ons ook. En daar's 'n groot misterie hier oor hoe die Seun van God so benoud en ontsteld kon wees tot die mate dat hy selfs die bediening van 'n engel nodig gehad het. En waarskynlik was hierdie die teologiese moeilikheid wat daartoe gelei het dat sommige vroeë kopiiste van die Griekse Nuwe Testament vers 43 en 44 weggelaat het. Maar die vroeë kerk het die Ariëse dwaalleer beveg wat die godheid van Christus ontken het. En miskien het die kopieerder verkeerdelik gedink dat hy die godheid van ons Here sou beskerm deur hierdie verse uit te laat. En sommige geleerdes redeneer dat hulle nie deel was van die oorspronklike teks van Lukas nie, maar hulle erken dat hulle uit 'n baie vroeë tradisie kom. Maar ek glo waarskynlik moet hulle ingesluit word. En of Jesus letterlik bloed sweet, want daar is mediese gevalle wat gedokumenteer is van mense wat so benoud is dat hulle kapillêre, dis die fyn aartjies afbreek en dan bloed met sweet meng. Maar of dit so was en of Lukas metafories praat, weet ek nie. Ons kan dit nie sê met sekerheid nie. Maar wat ons met sekerheid kan sê is dat Jesus 'n erge emosionele, fisiese en geestelike beproewing in die tuin verduur. En die raaisel hier is dat Jesus beide onverminderde godheid en volmaakte volle mensdom in een persoon is. Sy twee nature is nie vermeng of verminder nie. In ons teks kom Jesus se godheid deur te wys dat hy in beheer is van alles, selfs in die besonderhede van sy arrestasie. Jesus is nie verras deur Judas nie. Hy het geweet wat kom. En sy goddelike krag word gesien deurdat hy bloot die diensknegt se oor aanraak en het genees. Hy kon al sy vyande net daar doodgeslaan het as hy so gekies het. En dan weer sien ons sy menslikheid kom deur in die pyn wat hy in die tuin verduur het, toe sy heilige siel dit oordink het om ons sondes te dra. En Jesus se gebedslewe spruit uit sy volmaakte menswees. Hy is ons voorbeeld van hoe ons as swak mense totaal afhanklik van God moet wees.
En gebed is die taal van afhanklikheid. Wanneer ons versuim om te bid, dan versuim ons om van God afhanklik te wees. En ek wil hê ons moet 5 dinge oor Jesus se gebed in die tuin op ons gebedslewe toepas. En die eerste is, Jesus het gebid uit 'n groot gevoel van nood. Jesus was swak en hy het geweet hy was swak en daarom het hy vurig gebid. En as jy dink dat dit na dwaalleer klink om te sê dat Jesus swak was, dan sou ek sê dat dit dwaalleer is om te ontken dat Jesus swak was. Want om dit te ontken is om sy menslikheid te ontken. Miskien omdat die meeste van die groot kultus se Jesus se godheid ontken, het ons soveel na daai kant toe geswaai om dit te verdedig, dat ons bang is om sy volle menslikheid te bevestig. Ons soos Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in elke opsig aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Alhoewel Jesus nie 'n sondige natuur gehad het soos ons nie, en dis nie deur sy eie sondige begeerlikhede versoek is nie, is hy, soos ons lees in Hebreërs 4 vers 15, hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. En dit was natuurlik nie die enigste keer dat Jesus swak en behoeftig was nie. Hy het in hierdie wêreld gekom as 'n pasgebore baba. En selfs as volwasse man was Jesus dikwels moeg en honger en dors. Hy was so moeg dat hy tydens 'n storm agter in 'n boot aan die slaap geraak het. Hy was dors genoeg om die Samaritaanse vrou by die put te vra om vir hom water te gee. Hy was honger genoeg in die woestyn dat die duiwel hom kon versoek om die klippe in brood te verander. En by meer as een geleentheid was Jesus tot trane toe beweeg, wat vir ons gewys het dat hy normale menslike emosies het. Hy het die pyn van verwerping gelei, beide van die nasie en meer spesifiek van Judas. En natuurlik het Jesus fisiese pyn en die dood selfs op die kruis gelei. Wat was dit wat daartoe gelei dat Jesus in so angs in die tuin verkeer het? Ons kan nie seker nie ten volle ingaan of verstaan wat Jesus in die gesig gestaar het nie. En verder moet ons weet, ons trap hier op heilige grond. Die gedagte aan die dood self moes Jesus pyn veroorsaak het, want die dood is God se vloek op hierdie gevalle wêreld. Dis 'n aaklige herinnering aan die feit dat ons onderworpe is aan sonde en oordeel. So Jesus moes teruggedeins het toe hy daaraan gedink het om te sterf. Maar ek glo dat die hoofbron van Jesus se angs die dreigende besef was van wat dit vir hom, die sonlose seun van God, een met die Vader van ewigheid af sou beteken om die sondes van sy mense aan die kruis te dra. Jesaja 53 vers 6 sê, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat val. En Paulus het dit in 2 Korintiërs 5 vers 21 uitgedruk en gesê, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En die mate waarin ons heilig is die mate waarin ons in haat terugdeins van sonde. As jy na sonde op TV kan kyk of in 'n fliek kan kyk sonder om daardeur geraak te word, is jy nie baie ver in heiligheid nie. Om te hoor hoe die Here se naam eintlik gebruik word, om seksuele onsedelikheid of geweld te sien, behoort ons in afgryse te laat terugdeins. Omdat Jesus ten volle volkome heilig was, sou Jesus waarskynlik verskrik gewees het by die gedagte om deur sonde besoedel te word. Hy was op die punt om deur God, die Vader, verlaat te word en om God se verskriklike toorn teen sondaars te verduur, aangesien hy namens ons sonde gemaak is. En Jesus het geweet dat die volle woede van Satan se domein van duisternis op hom losgelaat sou word terwyl hy deur sy beproewinge gegaan het, soos hy aan daardie kruis gehang het. En met die wete dat Satan so afskuwelike en magtige vyand is, was Jesus bewus van die intense stryd wat hy binnekort sou trotseer. So dit was dus uit sy groot gevoel van nood dat Jesus gebid het. Maar desondanks behoort ons bewustheid van ons eie groot behoeftes ons in elke situasie tot gebed te dryf. En dan tweedens, Jesus het intiem tot die Vader gebid. Hy het God as Vader aangespreek in vers 42. In Matteus 26 vers 39 en weer in vers 42
meld dat hy God herhaaldelik my Vader noem. In Markus 14 vers 36 sê dat hy uitgeroep het, Abba Vader. En Abba was die Arameese woord van nabyheid en intimiteit wat kinders gebruik het om hulle vaders aan te spreek. En Jesus het ons opdrag gegee om tot God as ons hemelse Vader te bid, Matteus 6 vers 9. En daar is hierdie verhaal van 'n Romeinse keiser wat een keer deur die strate van die keizerlike stad geparadeer het en oorwinningsfeesviering geniet het. Verskoon tog. En die Romeinse soldate het langs die paraderoete in rye gestaan om die juigende mense terug te hou. En op een plek langs die pad was daar 'n klein platform waar die koninklike of die keizerlike familie gesit het. En toe die oorwinnaar nader kom met sy jongste seun wat net 'n klein seentjie was, afgespring en hy deur die skare gedruk en probeer deurkom om die keiser te ontmoet. Jy kan dit nie doen nie, het een van die wagte gesê terwyl hy die seun in sy sterk arms gevang het. Weet jy nie wie in daardie wa is nie? Dis die keiser. En die seun het vinnig geantwoord, hy is dalk jou keiser, maar hy is my pa. Daardie seun het die voorreg gehad om toegang tot die opperheerser van die Romeinse ryk te hê, omdat hy verwant was aan hom as seun tot vader. En tog het ons toegang tot die soewerein van die heelal as sy kinders deur geloof in Christus. Ons kan nader kom met die wete dat hy ons sal verwelkom soos 'n vader sy kinders verwelkom. En dan derdens, Jesus het eerlik gebid en sy begeertes voor die Vader gestel. Jesus, sal ek selfs wel het hy intellektueel God se ewige besluit geken, wat sy sterwe aan die kruis vir ons sondes ingesluit het sy mense in afgryse teruggedeins van hierdie gedagte om die Vader se toorn te dra. En daarom het hy in vers 42 gebid, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my weg. En Lukas, amper sy kondenseer die verhaal baie, of hierdie vertelling, want die ander sinoptiese evangelies berig, dat Jesus dit herhaaldelik gebid het. Ons sien dit in Markus 14 vers 36 en weer vers 39. En die feit dat hy eers op sy knieë geval het, soos in vers 41 sien, en toe op sy aangesig, soos ons in Matteus 26 vers 39 sien, toon die intensiteit van gevoel wat Jesus in sy gebede uitgespreek het. Met ander woorde, Jesus het nie die intensiteit van sy emosies toegesmeer nie, en probeer om sogenaamd geestelik te lyk deur kalm en onaangeraak te wees. Hy het sy siel eerlik aan die Vader uitgestort, selfs in die mate wat hy gevra het dat op een of ander manier, indien moontlik, God se ewige besluit verander word. Johannes Calvin vra en beantwoord die vraag hoe Christus vir iets onmoontliks kon vra, dat God sy besluit sou verander deur Jesus van die kruis te spaar. Hy sê dat Jesus, soos ander goddelike gelowiges in 'n tyd van sterk emosie, nie die geheime van God nadink of doelbewus navraag doen of dit bevraagteken oor wat moontlik is om te doen nie, maar meegevoer is deur die erns van sy wense. En dan vergelyk Calvin dit met Moses en Paulus toe hulle albei vir God gevra het om hulle uit sy boek van die lewe uit te wis. Onthou julle Exodus 32 vers 33 en Paulus in Romeine 9 vers 3. En Calvin sê, dit was dus nie voorbedagte rade van Christus nie, maar die krag en die geweld van droefheid het skielik hierdie woord uit sy mond getrek, waarby hy dadelik regstelling gevoeg het. Die punt vir ons is om ons siele eerlik voor God uit te stort, wetende dat hy omgee vir oor ons voel. En dan vierdens, Jesus het onderdanig gebid en die Vader se wil bo sy eie gesoek. Want nadat Jesus gevra het dat die lydingsbeker verwyder word of kon word, het Jesus dadelik bygevoeg, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied, in vers 42. So al het Jesus eerlik sy gevoelens gebid, het hy homself vinnig bedwing en homself in onderwerping gebring voor die Vader se volmaakte wil. En God se wil is dikwels die moeilikste pad vir ons op die kort termyn, maar dit lei altyd tot groot seën op die lang termyn as ons net gehoorsaam.
En ons sien in Hebreërs 12 vers 2 dat vir die vreugde wat hom voorgehou is, het Jesus verduur deur hom aan die kruis te onderwerp. En dan vra en antwoord Calvin weer hierdie volgende vraag: hoe kon Christus se wil vry wees van alle ondeugde terwyl dit nie met die wil van God dan ooreenstem nie? Met ander woorde, as God se wil die enigste reël is wat reg en goed is, dan is alle gevoelens wat daarmee in stryd is mos verkeerd. Maar Calvin antwoord dat hoewel al ons gevoelens deur God se goeie wil moet reguleer, daar 'n sekere soort indirekte meningsverskil is wat nie foutief of sondig is nie. Hy noem as voorbeelde die begeerte om die kerk in 'n rustige en floreerende toestand te sien, of om te wens dat God se kinders van verdrukkinge verlos word, of dat alle bygelowe van die wêreld verwyder is, of dat die woede van goddelose mense in bedwang gehou sou word sodat hulle geen skade kon berokken. En alhoewel hierdie dinge op sigself reg is sodat ons dit kan begeer, mag dit God behaag om 'n ander toedrag van sake te orden. En daarom moet ons aan sy volmaakte wil onderwerp. Ons mag ons begeertes aan die Here uitspreek, solank ons altyd voor sy wil buig, wat ons dalk nie altyd eers ten volle verstaan. En dan 5, die laaste een, is die gevolg van Jesus se gebed, was dat hy versterk is om oorwinnend te volhard. Ons sien in vers 43 dat die Vader het 'n engel gestuur om hom te versterk. En Charles Spurgeon merk op hoe buitengewoon dit lyk dat die Here van lewe en heerlikheid, die God van baie God, soos hy sê, so swak was dat hy die bediening van een van sy skepsels, sy engel, nodig gehad het om hom te versterk. En ek weet nie of die engel met 'n spesiale boodskap van die Vader gekom het nie, of net sy teenwoordigheid Jesus verseker het van die Vader se sorg, of hy dalk sy wenkbroue afgevee het en dalk vir hom 'n bietjie koel water gegee het om hom te verkoop na sy bloedige sweet nie. Maar op een of ander manier het die engel Jesus versterk in reaksie op sy gebede. En die feit van Jesus se versterking word gesien in die verhaal van die arrestasie. Want hier val die disippels uitmekaar terwyl Jesus kalm en in beheer van die situasie bly. Hy word nie in die minste verras deur Judas nie, maar konfronteer hom eerder 'n laaste keer met sy verskriklike sonde. En terwyl Petrus die swaard swaai en sy teiken, wat ek glo die middelpunt van die diensknegt se kop was, mis en sy oor afkap, stop Jesus kalm hierdie gewelddadige reaksie en hy genees die afgekapte oor, wat ook dan nou sy laaste wonderwerk is. En terwyl die gewapende gepeupel om hom singel, konfronteer Jesus kalm die skynheiligheid van die Joodse leiers wat hom maklik in die tempel kon arresteer as hulle nie bang was vir die mense nie. En toe het hy vreedsaam saam met hulle gegaan na sy eie eindbestemming. En die punt is dat Jesus se gebed vooraf hom versterk het om die beproewinge en die versoekinge daarna met oorwinning te verduur. Gewoonlik is bevrees dat gewoonlik bid ons eers na die verhoor. Natuurlik moet ons dan ook bid, maar ons sou baie sterker wees as ons vooraf ook gebid het. En ek wil hê, kom ons kyk kortliks na die negatiewe voorbeeld, die disippels se versuim om te bid. Ons laaste punt, die disippels gee vir ons 'n negatiewe voorbeeld deurdat hulle versuim het om te bid en hulle voor die versoeking toe geswoeg het. Want in teenstelling met Jesus wat bewus was van sy groot behoefte, sien ons eerstens dat die disippels was onbewus van hulle groot behoefte. Maar Jesus het hulle 2 keer gewaarsku om te bid sodat hulle nie in versoeking kom nie. Maar hulle was blind vir die werklike gevaar wat vinnig nader gekom het en daarom het hulle versuim om te bid. Geliefdes, as ons onsself net kon sien soos die Here ons sien, sou ons oor alles bid, want ons sou sien hoe werklik behoeftig ons oor alles is. Ons kan nie eers ons volgende asemhaal sonder dat die Here se genade daar is. Ons sal nie kos op die tafel hê by ons volgende maaltyd as God nie voorsien nie. Ons kan hom nie dien tensy ons op sy krag staat maak nie. Soos Jesus gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 5. Die disippels, dis ons tweede punt, die disippels het op die menslike vlak geopereer, nie op die geestelike vlak. Hulle sien hulle het toegelaat dat die vlees die gees oorheers. Hulle was moeg en depressief en daarom het hulle eerder geslaap as om te bid.
En toe Jesus op die punt was om gearresteer te word, toe Petrus sy swaard skielik begin swaai. En toe Jesus weggelei word, hoewel Lukas dit nie opteken nie, ons sien dit in Markus 14 vers 50, het die disippels Jesus verlaat en vir hulle eie veiligheid gevlug. Met ander woorde, hulle het op die menslike vlak geopereer. Maar as hulle saam met Jesus in gebed was, dan kon hulle in die gees gereageer het. So ten slotte, die opsies is dis gebed of versoeking. Cyprianus het gesê, as hy gebid het wat sonder sonde was, hoeveel te meer betaam dit 'n sondaar om te bid. Jare gelede in Sentraal-Afrika het die evangelie 'n aantal stamme bereik en daar was baie nuwe gelowiges. En net soos wat 'n pasgebore baba huil, so het hierdie babas in Christus begin om uit te roep na die Here in gebed. En aangesien hulle nie 'n kerkgebou gehad het nie, het hulle 'n sentrale plek in die oerwoud skoongemaak waar hulle vir gebed kon bymekaar kom. En baie gou was daar voetpaadjies van baie verskillende hitte wat by hierdie plek saamgekom het. En wanneer 'n bekeerling blykbaar sy eerste liefde en sy entoesiasme verloor het, dan het ander gelowiges hom vermaan en gesê, broer, die gras groei op jou pad. Dan wil jou vra vanmôre, geliefde, groei die gras op jou pad na God? As dit so is, sal jy in die versoeking val. Want gebed of versoeking, dis die opsies. Bid dat jy nie in versoeking kom nie. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie dat U self ons voorbeeld is. Dat U self vir ons wys hoe belangrik gebed is. Dat as ons nie in gebed vooraf ons versoekings tegemoet stap nie, dan staan ons 'n groot kans om te misluk, om voor die versoeking te val. Jesus, help ons, lei ons, dat ons soos U kan bid, sodat ons die versoekings kan weerstaan en in oorwinning kan lewe. In Jesus naam, amen. Geliefdes, dankie dat julle saam geluister het. Mag hierdie vir julle voedsel vir julle siele wees. Mag elkeen van julle erns maak met julle gebede, dat julle nie in versoeking sal val nie. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar rondom sy woord, sodat God ons kan leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.